So, vraag 4 is, vir wie moet ek nou bid? Luister, almal van julle is nie evangeliste nie. Almal van julle is nie sendelinge nie. Almal van julle is nie praters en kan nie maklik met vreemde mense praat nie. Maar almal van ons kan bid. En hier's wat gebeur is. Jona 1 vers 6. Staan op en bid tot jou God. Miskien sal hy aan ons dink en dan sal ons nie vergaan nie. Sê vir my, het dit vir julle gelyk of Jona omgegee het of hulle vergaan? OK. Wie van julle het absolute sekerheid dat jy die ewige lewe het? Wie van julle het absolute sekerheid? Jy weet as jy nou doodgaan, gaan jy hemel toe. Jy het geen twyfel daaroor nie. Sê kom, hou net op. Ek wil net sien wie van julle is daar. OK, en die ander, wie van julle het wonder, julle moet met my kom praat na die tyd. OK. Ek en jy daai sekerheid. Jona daai sekerheid gehad. Hy het dit misbruik nou. Hy het sekerheid gehad dat hy ken die ware God, hy ken die werklike God. Maar hierdie mense nie. En hulle pleit, hulle weet hulle is verlore. Hulle weet hulle gaan nou ondergaan. Dis hoekom Jona kan kalm wees in die storm. Dis tegnies hoekom ek en jy ook kalm is in die storm, want ons weet wie ons God is. Hy vir die verkeerde rede, ons vir die regte rede, maar dis dieselfde rede, ons ken ons God, reg? Kan jy amen sê daarop? En daai moet ons vir mekaar sê dat ons het werk om te doen terwyl ons daar is, want hierdie mense om ons hou ons dop en ons moet iets doen en dit is wat ons moet onthou. Terwyl Jona geslaap het. Hy het nie geslaap omdat hy vrede het nie. Hy het geslaap omdat hy het nie omgegee nie. Ek en jy moet daar 'n hartsverandering ondergaan. Ek en jy moet begin omgee vir die mense om ons. Ons moet begin oplet, wie is hierdie mense om ons? Jona was 'n profeet. 'n Profeet bring net die woord van die Here. Dis al wat hy doen. Dis al wat hy moet doen. Ek en jy dien as daardie profete vandag. Ek en jy moet vandag die woord van die Here bring. En dis die vraag wat ek en jy moet vra is. Ek en jy moet diep bewus wees, wie is die mense om ons? Wie is die matrose op ons boot? Vir wie moet ek bid? Hoor hierdie mooi vers. Paulus skryf aan Timoteus. Elke keer as ek hierdie vers aanhaal in 'n diens, dan is daar iemand wat aanlyn 'n comment maak, wat sê, hy weier om vir ons regering te bid. Regtig julle, dis eintlik snaaks om dit te sê. Ek weet ek gaan dit weer vandag kry. En daar sal een of ander snedige opmerking wees, nou julle weet dit nie, maar as iemand op YouTube 'n opmerking maak, moet ek dit eers goedkeur. Nou baie van dit keer ek net nie goed nie, julle kry skaam. Weet jy, julle ken die storie van almal moet kekkel soos ek, maar ek wil daarom nou nie hê daar moet daarom 'n onmin kom op die. Nou gaan almal van julle die comment section lees nê. Maar dit is goed gefilter, jy sal niks snaaks daar sien nie. Maar dit val my op elke keer as ek hierdie vers aanhaal, dan is daar mense wat sê, ek vir Julius Malema bid. En dan weet jy wil nie weet wat volg daarna nie. OK. Dis nie ek wat praat nie, dis die woord van die Here wat praat. Paulus skryf vir Timoteus, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging. Wat is die eerste woord? Smeking en voorbidding en gebid moet word vir wie? Wie sluit dit in? Almal. OK? Almal wat asem het in hulle longe. Beteken dit ek gaan van almal hou? Vir die wat regeer. Ek kan nie wegkom met daai nie. Vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe kan lei volgens in volkomme toewyding aan God en alle eerbaarheid. Dan dink ek, bid ons vir 'n stil en rustige lewe. Nee, dis nie waarvoor ons bid nie. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser wat wil hê dat hy wil hê alle mense moet gered word. So, wat wil die Here Jesus doen met die matrose op my boot? Hy wil hulle red. Wat's my rol daarin? En nou hang die vraag in die dag, is ek besig om te slaap of is ek besig om te bid? Is ek besig om te slaap of is ek op my eie storie besig? Ek sluit af. Nou ek wil nou nie eintlik vanoggend Kenneth gaan eintlik meer praat oor die matrose want die beste van die matrose kom nog. Maar ek wil eintlik stil staan by die storm want dit is so. Die orkes julle kan vorentoe kom. Dit is so dat jy sit dalk in 'n storm en dit kan wees dat jou storm is omdat jy self foute gemaak het. Bring dit na die Here toe. Sê jammer. Gaan maak reg met die mense wat saam met jou in jou storm is en gee jou storm vir die Here. Dalk is dit iemand anders wat 'n fout gemaak het, want dan is dit jou werk om te vergewe en ook daai storm vir die Here te gee. Dalk herposisioneer die Here jou. Hy het 'n ander plan vir jou, het 'n ander taak nou vir jou. Gee daai storm vir die Here. Dalk is dit maar net hoe dit nou is en jy het nie 'n antwoord vir hoekom dit is soos wat dit is nie. Gee jou storm vanoggend vir die Here en sê Here, leer my om Jesus te wees vir die mense in my storm.
Die grootste fout wat ek en jy kan maak in ons storm, is om die eie ek te laat leef. Ek en jy moet juis vir die Here sê, Here, leer my om Jesus te wees in my storm.